Dag broers en susters, kom ons bid saam en op hierdie Sondag kom ons vra vir die Here, wat wil God vandag vir ons sê? Ons dierbare en almagtige Here, ons gebruik vandag ons woorde om U te loof. Ons gee aan U erkenning. Ons is dankbaar oor alles wat U vir ons doen. En ons bely dit ook met ons monde, Here. Help ons om deur die woorde van een van U volgelinge, eeue gelede, te hoor wat U vandag vir ons wil sê. Amen. Ons lees vandag uit Jakobus 3. Dit begin op bladsy 279 in my Bybel, Jakobus 3 vers 1 tot 12. Moenie almal leermeester wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. Almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man, en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Ons het stange in perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam, en daarmee stuur ons hulle hele liggaam. Kyk, selfs skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde aangedryf word met 'n baie kleiner roer gestuur na wat die stuurman wil. So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem. Kyk, wat 'n klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna aangesteek. Dis nou die Griekse woord vir die hel. Want elke soort wilde dier en voël en kruipende dier en seedier word en is getem deur die mensdom. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n onbestendige kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat uit die beeld van God geskep is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan ook nie soet water gee nie. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor. Ons verstaan ook dat as Jakobus praat met die broers en van die mans, praat hy ook met die susters. Alle kleuters is nie ewig gelukkig op die speelveld nie. Baie kinders speel tog te lekker saam, maar dan is daar ook wat gespot en geterg word. Dan raak jy dieselfde kinders tieners en die maniere van seermaak word verfyn. Lelike byname word uitgedink en daar word grappies in die geheim gemaak. En dan raak daardie tieners volwassenes en hulle word by die werk verskreeu. Baie eggenote kan nooit enigiets goeds genoeg by die werk doen nie. Baie eggenote kan niks by die huis reg doen. Iemand kan hulle middeljaar bereik sonder dat enigiemand al ooit 'n vinger op hulle gesit het. Maar hulle kan terselfdertyd onsigbare letsels dra wat vir dekades lank by hulle bly. Jakobus het hierdie sentiment eeue gelede alreeds gedeel. Die tong is relatief klein, maar dit kan geweldige skade aanrig. Jakobus skryf dat dit magtig is, vergelykbaar met 'n klein vuurtjie wat 'n groot klomp hout laat brand. Hy sê dat party mense se vure al die pad uit Gehenna, uit die hel uit, aangesteek word. Die gemeente aan wie Jakobus skryf, het waarskynlik self met hulle tonge gesukkel. Kenners vermoed dat daar kinderstories, risies en groot pratery was. Ons in die platteland het die naam dat ons kinder, of dit nou so is of nie, of dit nou meer of minder so gebeur, soos in die stede is 'n gesprek dalk vir 'n ander dag, maar tog kan selfs die dorpie vandag met die meeste kindernuus nie vergelyk met die eerste eeu se nie. Skinder en die leuns en afkraak wat daarmee saamkom, was 'n lewenswyse. As mense vandag wedywer, dan gaan dit gewoonlik oor wie kan die meeste geld bymekaar maak. In die verlede, in Jakobus se tyd, was die kompetisie om te kyk wie kan die meeste eer aan hulle naam koppel. 'n Goeie naam was die belangrikste rykdom in Jakobus se tyd. Kom ons sê, ons sien twee mense vandag in die straat
en een is besig om die ander een liderlik te vervloek. Vandag sal ons neig om beter te dink van die een wat aangeval word. Ons dink dikwels goed van die een wat hulle meer kan bedeel en wat hulle self kan beheer. Ons het simpatie vir iemand wat iets leliks oorkom. Jakobus se gemeenskap en gemeenskappe in daardie tyd het juist die teenoorgestelde gedink. Die een wat beskaam word, is die een wat hulle eer verloor. Hoe beter hy jou kan sleg sê en hoe meer in die openbaar dit is, hoe slegter lyk nie ek nie, maar jy. Koppel dit nou aan die ongesonde behoefte om die beste naam te hê en dis 'n bose kringloop. Hoe minder ek dan iets moois te sê het oor ander mense, hoe beter vir my. Dit was die giftige kultuur van die klassieke wêreld. Waar ons vandag is waarskynlik te danke in 'n mate aan mense soos Jakobus. Ons verstaan vandag dat om ander mense met die mond sleg te maak, ons nie beter maak nie. Inteendeel, ons verklap iets van wie ons is, nie van wie die ander persoon is nie. Ons sou ook ons sê dat ons weggee wat 'n soort water daar in ons is. Jakobus gebruik die beeld van 'n fontein. Dit is nie normaal om 'n fontein te kry wat lekker maar ook braakwater uitgooi nie. Ons dink byvoorbeeld aan die mense van Jerusalem wat vir Jesus in lewende lywe gesien het. Dieselfde mense wat hom geprys het hom ook ter dood veroordeel. Die digter Sheila Cousins het gesê dat die lewe gebeur tussen eina en amen. Jakobus sou dalk van haar verskil. Miskien sou hy sê dat ons moet kies, wil ons amen of wil ons eina, en wil ons 'n sterker woord gebruik van eina. Jakobus gebruik ook die beeld van 'n toom en van 'n skip se roer om dieselfde punt te maak. As hulle nie gestuur word nie, dan beland beide die perd en die skip net waar hulle wil. Dis nie noodwendig sleg vir die perd of die skip nie, maar wel vir die perderyter of vir die stuurman. Dis dalk vir ons lekker om te sê wat ons wil, maar nie noodwendig hoe God ons wil gebruik nie. En hier is 'n sekere opsetlikheid. Ons sou verder kon sê om ons tonge aktief te wil beheer. Is die verskil tussen om 'n aanhanger van Jesus en 'n volgeling van Jesus te wees. Ons is nou nog in die tyd na Paasfees. Die Sondag net voor Paasfees is Palmsondag. Toe ons Palmsondag se skriflesing gelees het, het ons gesien Jesus het baie aanhangers gehad in Jerusalem. Solank as wat hy Jerusalem weer Joods gaan maak, was Jesus baie gewild. Die oomblik toe die skaar agterkom dat Jesus 'n ander doel voor oë het, toe draai hulle teen hom. En dis wat 'n toeskouer of 'n aanhanger doen. Ons het elke gunsteling sanger, skrywer of akteur. Ons hou baie van hulle en ons het hulle waarskynlik al direk of indirek finansiëel ondersteun. Nou is Hannie Hollywood of Louis Lyric se nuwe kunswerk absolute gemors. En dan hou ons op om van hulle te hou. Ek wil so oor Guns N' Roses, as Slash nie op die album is nie, dan bestaan daai album nie. Nou ons sou ook aanhangers van Jesus kon wees. Ons sou kon hou van sy boodskap sonder om dit te ernstig op te neem. Dan skel ons as ons kwaad is en ons sou bid vir as ons iets wil hê. Ons sou selfs die Here kon prys, maar net wanneer ons so voel. Of ons sou volgelinge kan wees. Dan probeer ons bes om te sê en te doen natuurlik wat ons dink Jesus wil hê. Dan stuur ons nie self meer die skip nie, maar ons laat vir Jesus toe om dit te doen. En dis 'n ongemaklike gedagte, is dit nie? Die eie ek, die ou mens, wil altyd teruggryp en probeer om die toom by Jesus terug te vat. Die gedagte om selfs ons vryheid van spraak vir Jesus te gee, kan ons geweldig ontwrig. Ons woon in 'n samelewing wat geloof nie net as persoonlik beskou nie, maar ook as privaat. Dis nie in die mode om in die publiek oor ons geloof te praat nie, selfs onder medegelowiges. Geloof hoor ons is eintlik net veronderstel om lekker veilig in my hart te kan sit. Verkieslik moet ek dit bære op 'n plekkie waar niemand anders dit kan sien nie, nog beter. Jakobus eis meer as net 'n geloof wat weggesteek word. Hy eis van sy gemeenskap en ook van ons 'n geïntegreerde lewe. Die Amerikaanse teoloog Tom Nelson het 'n ander benaming hiervoor. Hy skryf van Sondagwoorde en Maandagwoorde. Die Sondagwoorde is maklik.
Hierso in Victoria Wes begin dit so 8 uur die oggend op 'n Sondag en maak so 2 uur se kant klaar. Ons staan op, ons maak reg vir die erediens, ons woon dit by, ons drink dalk 'n bietjie tee iewers, ons gaan eet en ons gaan slaap. Almal is op dieselfde bladsy. Sondagoggend is baie mooi. Dit is gewyd, dis vroom en dit lyk absoluut pragtig. Die moeilikheid lê by alles wat voor en na die Sondagwoorde gebeur. En dis wat Nelson noem die Maandagwoorde. Dis dit wat ons doen, dink en sê as ons nie meer rustig op 'n pragtige houtbank sit en luister na horrelspel nie. Dis as ons in die ry staan, as ons praat oor iemand of as ons 'n lang dag gehad het. Wat sê ons dan? Jakobus dwing ons om te vra, hoe groot is die gaping tussen ons amen en 'n ander woord wat ons dalk mag sê? In watter mate stem ons Sondagwoorde ooreen met ons Maandagwoorde? Natuurlik besluit niemand net eendag, hulle gaan se muur 'n toonbeeld van integriteit wees nie. Dit vra 'n lang reeks van klein oorwinnings om enigstens vordering te maak. Dit vra dat ons nie daardie skerp opmerking maak wat ons al lank berg nie. Dit vra dat ons nie saam sal lag as iemand anders agter hulle beledig word nie. In die oomblik is dit dalk moeilik, maar soos enige vaardigheid bou ons dit op met tyd. Maar ons vermoë om Jesus te volg strek verder as dit. Jesus het nie net aan die kruis ons sonde weggeneem nie. Jesus nooi ons ook in die ewige lewe in, waarvoor hy met Paasfees die weg gebaan het. Ons is nuwe skepsels, so die Here maak nie net ons Sondagwoorde nuut nie, maar ook die woorde van Maandag. Nie net is ons in die beeld van God gemaak nie, ons is ook herskep daarin. En die ander mense wat so op ons senuwees werk, hulle is ook in God se beeld geskep. Ons hoef hulle nie minder te maak om meer te word nie, want ons is klaar genoeg. Daarvan het Jesus seker gemaak. Dis nou Sondagoggend, so oor 'n paar ure begin hierdie week se Maandagwoorde. Ons het soveel potensiaal om die Here se naam te eer met die woorde in ons monde. Mag ons die waagmoed hê om die toom en die roer in God se hand te los, en mag ons Maandagwoorde en ons Sondagwoorde mekaar echo. Amen. Ons drie-enige Here, ons wil U vandag loof in die diepte van ons hart. En ons glo dat dit soet, drinkbare water is wat daaruit voortspruit, Here. Help ons om te onthou, vir alles ons nie na ons beste self voel nie, dat die mense wat oor ons pad kom, ook in U beeld geskep is. Here, help ons om te onthou dat ons hoef nie, en ons moet ook nie, self al ons eie besluite maak, en niks aan U oorlaat nie. Want U is immers ons koning, U is immers ons meester. Help ons om so te lewe, en so verryk te word deur die Gees, en so te groei in ons geloof, dat dit wat ons op 'n Sondagoggend sê, sal ooreenstem met dit wat ons doen op 'n Vrydag aand.